Ok mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag sover. Ons gaan nou vandag weer 'n bietjie praat oor ietsie anderste wat ons nou nog nie oor gepraat het nie en dis iets soos ruilhandel. Nou ruilhandel is maklik en moeilik. Ek dink die tyd wat ons gaan ingaan gaan daar, jy weet, iets soos geld gaan nie waarde hê nie. As jy mooi gaan dink daaraan, het geld anyway nie regtig waarde nie. Ek meen as jy bietjie gaan navorsing doen, sê jy agterkom is eintlik maar nou net 'n stukkie papier. Maar dis hoe die stelsel nou opgestel is, so ons almal val maar in daai milieu op hierdie stadium. Maar een van die goeters wat julle sal moet kyk met julle voorbereiding is maar ruilhandel produkte. En dan is daar nou 'n paar eksklusiewe goed en dan nou minder eksklusiewe goed ensovoorts. So wat belangrik is, wat ek altyd sal sê is, omdat ons nie weet hoe lank hierdie ding gaan hou nie, gaan sekere aspekte of sekere goed wat jy gaan mee kan ruilhandel, soos wat die tyd verloop, gaan belangriker wees en ander goed gaan minder belangrik wees. So eenvoudige konsep soos as jy byvoorbeeld flitsbatterye, batterye het baie belangrik. Maar nou weer 'n keer, jy weet, as hierdie vreeslik lank hou, ek dink ek nie jy kan genoeg batterye bymekaar maak nie. Anyway. So sorg maar dat jy as 'n voorbereide persoon bietjie batterye het vir ruilhandel en sorg dat jou goed wat jy gebruik met batterye, flitsse ensovoorts, laat jy ten minste van hierdie flitsse het wat jy kan jy weet, dis nie nodig om hulle batterye te verander nie. Jy sit hom op charge, ergens op krag en van daar af kan hy dan nou weer laai. So dis nogal belangrik om dit in ag te neem, is die een ding. En dan die tweede ding, as jy iets vat soos byvoorbeeld lighters, dink ek gaan ook 'n groot belangrike ding wees. Ja, daar's verskeidenheid maniere hoe om vuur te maak, maar op die einde van die dag niks oorskry iets soos 'n big lighter nie. So weer 'n keer is iets om te hê en baie van te hê. Ek dink dis iets wat nie sommer baie maklik sy waarde ook sal verloor nie. So iets waarna jy kan kyk. Goed so sigarette. Moenie sigarette weggooi nie. So die ouens gaan anyway almal ophou rook. Ek kan nie sien hoe gaan hulle nog aanhou kan rook nie. Veral nie met die tyd wat vir ons voorlê nie. Maar in daai tyd, jy weet, dink ek kan jy nogal baie gedoen kry met so iets so sigarette. Drank. Drank dink ek is ook nogal iets wat belangrik gaan word. Maar ek glo die meeste ouens sal hulle self ook so opstel dat hulle kan stook. Nie so seer noodwendig vir drank nie, maar hulle gaan moet dit doen vir ontsmettingsdoeleindes, dink ek. So jy gaan ook, maar as jy nou ietsie kan stoor vir uitruil later, dink ek kan dit jou ook nogal baie baat. So dis nou byvoorbeeld van die groot of nie groot items nie, maar dit is van jou snaakser items, kan jy seker nou maar sê. Jou groter items gaan bietjie anders te wees. Jy weet, as jy nou dink aan goed so saad, besproeiingspype en sulke goed, jy weet, daar gaan dit nou bietjie anders te werk. En natuurlik 'n ander ding wat 'n mens nie moet weggooi nie, en ek dink ons gaan nogal redelik vinnig terug beweeg soontoe, is jy gaan iets ruil vir dienste. So met ander woorde, die ou het nou 'n pyp wat gebars het daar by hom. Hulle het nou nie meer water in die huis nie. As jy nou dink aan 'n boer, hy het nie noodwendig die vermoë om hierdie ding reg te maak nie. Hy het dalk al die parte, maar hy is self nie seker nie. En dit klink dalk vir julle snaaks, maar dit is maar die scenario. Ek het dit normaal self ondervind. So nou moet jy kom ons sê jy is nou 'n plammer, jy weet hoe om hierdie goed te doen. Jy het nie noodwendig jou die parte nie, maar hy die parte en jy het dalk 'n bietjie van jou tool saamgebring. So weer eens, die maklike metode is, jy gaan nou maar soontoe. Jy gaan en jy maak die pyp vir die
boel reg en op die einde van die dag gee hy vir jou sê nou maar 'n bout vleis. Argumente onthou. Dis nou maar alles voorbeelde, jy weet, dis nie te sê dit gaan so uitdraai nie, maar ek gebruik dit nou maar as 'n voorbeeld. Dis hoekom baie mense vergeet baie keer die tools, maar tools is baie belangrik, veral in jou trade, wat ook al jy dan nou kan doen. Ek weet daar's baie ouens wat alles kan doen, dis 'n bietjie moeiliker om al jou goeders dan nou saam te bring. So, dis iets wat jy maar altyd in gedagte moet hou, is dat die dienste aspek gaan nogal ook 'n groot aspek wees. Jy weet, as jy dink jy moet jou kinders dokter toe vat, want hy dalk nou iets gedoen wat hy nie moes doen nie en die dokter moet nou iets doen, moet jy die dokter iets kan gee vir die feit dat hy na jou kind kan kyk. So hou dit nou maar in gedagte. Soos ek sê, ek het nou vir julle daai spesiale prepping goedjies genoem wat 'n mens na kan kyk. Dit is goed wat bietjie jy weet, veral as jy dit nie self gebruik nie, dan lê dit net daar. Maar trust my, jy gaan van dit kan gebruik vir iets wat jy dalk nodig het. So dit is nogal belangrik, soos wat ek al voorheen gesê het. Jy weet, hou maar die dienste in gedagte. So dis hoekom ek altyd mense vir hulle sê, probeer 'n skill leer. Wat ook al daai skill is, jy hoef nie perfek te wees nie, maar leer jou brein om prakties te begin dink aan goed. Jy weet, as hierdie die probleem is, hoe gaan jy dit kan uitsorteer? En jy het noodwendig nie al die parte nie. Ek vat nou byvoorbeeld sê nou maar soos 'n waterpyp, wat nou 'n gat in het. Hoe gaan jy hom keer dat hy nie meer lek nie? Of ten minste minder lek. Jy weet, daai tipe goedjies. 'n bush fix, as 'n mens dit so kan sê, die Engelse woord kan gebruik. So mense, dis een van die goedjies waarna jy kan kyk en dit ook in gedagte hou. Soos ek sê, daar's nou so 'n paar wentjies. Dit is eintlik baie meer breedvoerig, maar weer 'n keer, julle gaan moet maar kyk wat is binne julle vermoë en wat is wat werk die beste vir jou. Maar ek weet daai sigarette, lighters, batterye, drank is maar van jou gemakliker goed wat jy kan stoor of nie stoor nie, prep en saam met jou bring wat jy dan nou mee 'n bietjie uitreiling kan doen. En dan soos wat ek sê, jou dienste, jou vermoë om iets te kan doen wat iemand anders nie kan doen nie. En dis hoekom dit belangrik is. Gaan maar en leer vir jou 'n paar ekstra skills aan en doen moeite om dit te verfyn as jy kan en as jy nog tyd het. Okay mense, julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons praat weer.